ons so 'n bietjie in die koue kon loskom, en ek wil julle sommer, wat vir my baie beteken het, as jy kyk in Kronieke, 1 Kronieke 4, vers 10, is daar 'n klomp geslagsregisters, as jy van vers 1 af lees, en skielik kom jy daar, by een man wat hulle die geslagsregister noem, en dis Jabes, en hulle sê oor die gebed, en dis die Jabes gebed, miskien het jy al gehoor van dit, en ek wil u sommer net weer herinner, in my eie lewe het dit so werklikheid van my geword, dat elke dag van my lewe bid ek hierdie gebed, boonbehalwe my stilte tyd met God, as ek klaar is voor ek opstaan, dan bid ek eers hierdie gebed, maar hierdie gebed het aksies, en ek wil vanmôre vir u die aksies leer, en die gebed, en dan gaan ons na die woord toe vanmôre. So die heel eerste sê Jabes, in sy gebed sê hy 3 goed, 4 goed, hy sê 4 goed, wat sê hy? Hy sê, Here seën my. Die tweede ding wat hy sê, Here vergroot my grondgebied. Die derde ding wat hy sê, Here sit u hand op my. En dan die vierde ene sê hy, Here weerhou my van die bose, beskerm my van die bose. En ons gaan dit prakties oefen. Is dit reg? Nou die eerste aksie lyk so, ek gaan dit eers vir julle wys, doen met elke gebed, en dan gaan ons dit almal doen vanmôre, sodat dit deel kan word vir julle. Dit is so kosbaar, ons het vir hoeveel mense al geleer, en 'n kappel wat saam met ons op die leierskap is by ons kampus sê, hulle 2 klein kindertjies, in die oggend voordat hulle kindertjies aflaai by die skool, dan hulle dit vergeet die oggend, dan sê die seentjie altyd, papa, wow, ons gaan nie afklim nie, ons het nog nie die tregtertjie gedoen nie. Dis wat hy dit noem. So, right, die eerste ene lyk so, Here seën my. Kom ons maak dit almal, Here seën my, sê dit klipbaar. Nee, jou tregtertjie moet nie so klein wees nie, en so laag nie. Jy sien, hoe groter jou tregter is, hoe meer kan hy opvang. Ek kyk julle hier van vooraf, party het hom bo, alles is net so. Nee, kom ons kap hom weer, Here seën my. Jy moet hom voel hier in jou allemholte soos jy hom strek. En nou die tweede ene, Here, daar sê, wonderlik. Die derde ene is, Here, sit jy hand op my. Sit jou hand hier op jou hart. Die verkeerde hand, ander kant. Ja, daar sê, sit jou hand hier op jou hart. Here, sit jy hand op my. Is dit nie lekker om te weet, ek gaan vandag wandel, en God is met my. En die laaste, Here, weerhou my van die bose. Maak toe, hierso, dat die vyand nie by jou gees uitkom nie. Right, nou gaan ons om kliphard bid, en kliphard sê, en die oefening doen, ons het hom nou. Right, kom ons begin. Here seën my. Tweede ene, Here vergroot my grondgebied. Derde ene, Here sit u hand op my. Right, en die vierde ene, Here weerhou my van die bose. Nou ek sit daar op my stoel in my stilte tyd, en dan sit ek en dan doen ek hierdie ding elke môre van my lewe. En dan kan nie vir julle sê wat in my besigheid verander, my boerdery en in my eie lewe, van ek hierdie goed begin doen. Dis regtig 'n realiteit as jy dit in geloof doen en sê, Here, ek vat vanmôre hierdie ding saam. En dis hoekom daai klein kindertjies noem dit die tregtertjie. Papa, ons het nog nie die tregtertjie gedoen nie. So vanmôre, dat julle sal onthou, sê, ek sal elke dag van my lewe, gaan ek die Jabes gebed bid. Ek sien, dis 1 of 2 manne, wat dit misbruik het, ek het julle gekyk, hulle het sy vrou so in die gesig, jy weet so, ek het hom gesien, spesifiek vir hom gesien, ja, hy het dit misbruik, ja, hy het dit bietjie aggressief gedoen, soos nou lekkerder as jy alleen is. Dus weet, dis nou moeilik so in die oefening, right. Ek wil net baie dankie sê vir Dominee Etienne en sy leierskap, wat my en my vrou genooi het, wat 'n goed om hier te bedien, en so lekker te ontvang, gisterand, daar in die kliphuis, die heerlikste steak, sagste steak in my lewe geëet, en regtig vanoggend 'n heerlike ontbyt gehad, lekker geslaap, ja, baie dankie vir die bederf, my vrou sê, altyd hier by Standerton, as ons bedien word, ons altyd so baie bederf, baie dankie vir julle en vir die gemeente, wat 'n groot voorreg, om hier by julle te kom bedien vanoggend, baie dankie. Kom ons maak ons harte stil. Vader God, baie dankie, dat ons 'n oomblik kan stil word. Soos Dalena gesê het, vanoggend in die stilte daar in die gastehuis, het die duiwe haar wakker gekoer. Dan weet ons, Here, dat U leef, en dat U hierdie skepping hou in die holte van die hand, maar ook elkeen van ons. Dankie, Here, dat U hierdie afspraak het, met elkeen van ons vanmôre. Dankie, Heilige Gees, dat U beweeg van sitplek tot sitplek, en elkeen kom bedien met die liefde. Heilige Gees, dankie dat ek teen U kan terugleen. My totale afhanklikheid tot U verklaar, Here, as ons hierdie woord oopmaak,
dat ons eerlik sal wees met onsself. In Jesus naam. Amen. Voordat ek gaan lees, wil ek vir julle begin met seker een van die grootste uitvindsels van die slimste ou wat geleef het, my oom Albert Einstein. Hy was moes baie slim. Nou, maar Albert Einstein het 'n wiskundige sommetjie uitgevind, boonbehalwe al die ander goed wat hy ontdek het, wat ek nou die dag lees, van die goed wat hy daai tyd gesê het, wat die wetenskaplikes nou eers bewys, was alles reg en waar. Nou, hierdie som was 'n baie interessante een. En die sommetjie wat hy gemaak het, dis 'n baie moeilike ene. Dis seker een van sy grootste uitvindsels. En hy het gesê, 5 mossies sit op die draad, 3 besluit om weg te vlieg, hoeveel bly oor? 5. Want hulle het nog net besluit. Hulle het nog nie gevlieg nie. Is dit nie waar nie? Julle jong mense, hoor julle, 5 mossies sit op die draad, 3 besluit om te vlieg, hoeveel bly oor? 5. Want hulle het nog net besluit. Die sleutel van die woord en die grootste geheim in die lewe is om te hoor en te besluit, maar dan te gaan doen, en nie net te bly sit nie. En dis is seker die grootste uitdaging wat daar vir elkeen van ons is. Wanneer gebeur dinge, is wanneer ek en jy begin doen. Wanneer ons nie net 'n besluit neem nie. Vanoggend gaan ons lekker prakties raak. Die tema van vanoggend, wat is in my en jou hand? Wil almal van julle nie net jou een hand so optel nie. En kyk so op jou hand. En die vraag wat ons vra vanmôre is, wat in my en jou hand? So kom ons kyk in die woord. Ek wil graag 'n skrifgie vir julle lees. Pragtige skrif. Daar's eintlik soveel dinamika in hierdie skrif. Ons kan net by 1 of 2 gedagtes stilstaan van dit. Die psalmis, Psalm van Dawid, Psalm 24, sê hy hier in die 33 vertaling, praat hy, die staan is, hef op julle hoofde, o poorte, en dan sê hy 'n Psalm van Dawid, en hierdie is so pragtig, ek sal die as kind nogal baie onthou, as my ouers hierdie gelees het in ons huisgodsdiens of in die skool, baie keer, hy sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarop woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. En nou kom hy met 'n vraag, soos ek net nou gesê het, ek het 'n vraag gevra en toe die antwoord gegee. Hy kom ook met 'n vraag en dan gee hy die antwoord. Die vraag is eintlik aangrypend. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in 'n heilige plek? Is dit nie 'n aangrypende vraag nie? Hy vra wie? Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? En nou kom hy met die antwoord. Wat is die antwoord? Hy sê, hy wat rein van hande is, wat suiwer van hart is, in wie se siel en wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy praat van ons gees, ons hart, praat van ons sielsdimensie hierbo, en dan praat hy van ons hand, ons liggaam. So ons kan regtig nie by al 3 stilstaan vanmôre nie. Ek gaan net oor een praat. Ek gaan net oor die liggaamdeel, oor die handgedeelte praat. En dan sê hy hierdie belofte. Ek wil weer vers 3 lees. Hy wat rein is van hande. So wat is in my en jou hande? Is my en jou hande rein en suiwer van hart, en wie se siel wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En dan die belofte, wat sal gebeur as ons daai 3 goed doen? Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. As ons dit het, sê hy, gaan ons seën wegdra. En ek het 'n demonstrasie vir u vanmôre. Ek het hierdie bal gebring, ons is so pas deur die sokker wêreldbeker. En op hierdie bal staan daar 2 goed, seën en geregtigheid. Dis wat hy sê. Nou, as ek vanmôre vir u vra, wie van u wil nie die seën van God hê nie? Daarom Jabes se gebed is eers, Here, seën my. En die tweede ene geregtigheid. Nou, as ek hierdie bal vat en ek gooi hom vir jou en jy het 'n
klomp goed in jou hande, wat nie daar hoort nie, gaan jy die bal kan vang. Glad nie. En wat gaan jy uitmis? Die blessings, die seën van die Here. Wat gaan jy nog uitmis? Die geregtigheid. Geregtigheid is 'n groot woord, maar weet wat beteken dit? Ons staan voor God asof ons niks gesondig het en niks het wat tussen my en hom staan nie. Ons is geregverdig. Hy kyk na ons deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis 2000 jaar terug. Beteken dat ek en jy skoon voor hom. En dis wat hy wil hê, dat ek en jy geregverdig sal wees voor hom. Asof ons nooit gesondig het. So hy gee vir ons hierdie goed, maar wanneer ontvang ons hierdie goed? Hy het dit klaar afgehandel. Hoor mooi geliefdes, die goed waarmee ek en jy sukkel, die goeie nuus is vanmôre, enige iets wat ek en jy mee struggle, enige stryd, enige iets wat jy verkeerd gedoen het of aan jou gedoen is of wat jy mee pad loop wat nie lekker is, jy weet jy wat, Jesus het daarvoor klaar betaal. En sy begeerte vanmôre is dat ek en jy elkeen hierdie bal sal vang. Dat daar niks in ons hande sal wees wat sal keer dat ek en jy hierdie bal kan vang nie. Want sy hart vir ons is dit, dis net soos 'n pa vir sy seun en sy dogter. 'n Pa en 'n ma vir hulle kinders wil hê, weet jy wat? Ek wens my kinders net die beste toe. Ouers sê altyd, julle kan aan my enige iets doen, moet net nie aan my kinders iets doen nie. Nou as aardse ouers dit dink ons hemelse Vader wat sê, ek wil vir julle al die blessings gee. Ek het in die kruis betaal daarvoor. Ek wil vir julle geregtigheid gee. Maar nou is dit ongelukkig so, ons loop in hierdie lewe en nou gebeur dit dat daar goed gebeur wat ons hande mee vol maak. En dit alles het te doen met keuses. Nou gaan ons 'n paar praktiese goed aanspreek. Ek besef ons kan nie by alles uitkom nie, maar ons kan oor 'n paar goed wel praat vanmôre om vir u en vir my te help om te kyk wat is die goed in my en jou hande wat keer dat ek en jy daai bal kan vang. So ja, kom ons kyk, kom ons hier so 'n sak vol. Het jy net gevra of ons dan nie by die gastehuis plek gehad het vir die vullis nie? Toe sê ek nee, ons het die swart sak saamgebring, so hier's 'n paar van hulle. O, hier's die eerste ene. Die eerste ene wat ons toelaat in ons lewe is vrees. Vrees is seker een van die grootste goed wat gebeur, wat die vyand bring na ons toe, wat ons hande vol het. So vrees is 'n realiteit in 'n werklikheid in die tyd waarin ek en jy leef. Wat se vrees is daar? Daar's die fobies, water, diepte, hoogtes. Ek praat nie van dit nie, ek praat van die vrese wat ek en jy mee sukkel vir die dag van môre. Want jy sien, die grootste ding is, as jy dit toelaat in jou lewe, vernietig dit jou lewe. Waar begin dit? Met angs en spanning. Sit jy vanmôre hier met angs en spanning en dan gaan ons oor na antidepressante toe en allerlei goed wat ons moet gebruik. En uiteindelik die proses waarheen dit gaan is vrees. En uiteindelik as jy vrees nie hanteer nie, gaan jy oor in depressie. En as jy depressie nie hanteer nie, gaan dit oor in selfmoord. Miskien sit hier iemand in hierdie saal vanmôre wat dalk al gedink het, weet jy, dis dalk beter om 'n einde te maak aan my lewe. Ek wil nie meer lewe nie. Dalk het jy dit al probeer. Hoeveel keer op kampe maak ons 'n uitnodiging? 'n Selfdood, selfmoord. En hoeveel mense, die persentasie, ek en my vrou, manne en vroue kampe, raak net al hoe meer en hoe meer mensies wat opstaan. In die hoogste tegnologiese ontwikkeling in die eeue, in die wêreld, sit ons met die meeste kinne mense. Is dit nie verskriklik nie? En nou vrees is 'n realiteit en 'n werklikheid. Nou vrees waarvoor? Vrees vir die dood. Vrees vir eensaamheid. Dit is 'n realiteit in hierdie goed. Vrees waarvoor? En seker die grootste ene van die tyd is vrees vir mislukking. En vir al ons mans, as dit by finansiële goed kom, jy sit met vrees en jy spreek hierdie goed uit en sê ek is so bevrees, hoor ons woorde, ek is so bevrees, ons gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie. En dan skielik begin hierdie vlees jou te verswelg en jy sit in jou nag, jy kan nie in die slaap raak nie. Jy rol in die aand jou bed dat hy soos 'n riem lyk, hier teen 11 uur stryk jy daai laken, 3 uur môreoggend weer van al die ronddraai en dis vrees wat jou dryf. Dan kom God in sy woord en sê die volmaakte liefde van God dryf die vrees na buite. Hy sê werp jou sorge op my. Moenie dit net vir my gee nie. Hy sê vat dit met 'n wilsbesluit en 'n keuse en sê Here, ek sukkel met vrees.
Ek het nodig om te deel daarmee. Ek was daar toe ek bankrot is 91. Ek is 89 weergebore by die Here uitkom 91 bankrot. En skielik sit ek met vrees. En ek dink ek maak dit nie, ek's nie goed genoeg nie. Beter om jou eie kop weg te blaas. Jy het as pa dit nie gemaak nie, as man dit nie gemaak nie. Vrou en 3 laerskoolkindertjies. En skielik sit ek vasgevang in hierdie vrees. Tot op 'n dag dat die Here sy woord aan my openbaar en hy sê daar in Jesaja, hy sê die vee op 1000 heuwels is myne. En hy praat in my gees en hy sê die heuwels wat loop is ook myne. Dis alles myne. Vertrou my. En vandag as ek terugkyk, is dit die slegste ding wat ooit met my gebeur het. Maar vandag as ek terugkyk, nee, dit is die beste ding wat ooit met my gebeur het. Die God het my deur dit gedra. Weet jy wat, vandag is dit die grootste beginsels wat ek geleer het, is finansiële goed. Vandag het ek die voorreg om hoeveel mense te kan help met spesifiek daai goed. Wat ek is daardeur. Ek het dit nie verstaan toe ek in dit is nie. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, elke vrees wat jy vandag het, maar jy moet 'n wilsbesluit en 'n keuse hê. Sê Here, nie 'n dag langer nie. Ek trek vandag 'n streep in die sand. Vrees stop vandag. En as jy sukkel, gaan sien vir iemand. Kry vir jou mentor, gaan sien nie vir Dominee Etienne, gaan kry iemand sê, weet jy wat, bid saam met my. Die sleutel is om wat te doen, om dit te herken en 'n naam te gee. Want die woord van God sê elke naam sal buig onder die kragtige naam van Jesus. Die oomblik as jy hom 'n naam gee en hom kan bely, weet jy wat, kom God tot jou redding, want hy vrees word uitgedryf. En jy kan vry wees. Is jy vandag vry van vrees? Jong mense, groot mense, ou mense, wat is die vrees wat jou lewe bestuur, wat jou hande vol het? Jy hou so vas aan daai ding, weet jy wat, jy kan nie daai bal vang nie. Jy kan nie God se seëning en sy geregtigheid ontvang nie. Tweede een is, kom ons kyk, wat is die tweede ene? Baie interessant ene, verwerping. Verwerping, miskien sit jy hier en jy's verwerp as kind. Jy het nooit span gehaal nie, jy was nie die braaitspaak in jou familie nie, nie die akademiese reus nie. Jy was hierdie ene wat jou pa, jy sit hier en jou pa het nog nooit vir jou gesê, my seun en my doggie, jy's goed genoeg nie. Ek is lief vir jou vir wie jy is, nie vir wat jy doen of nie doen nie. Jy's verwerp iewester, en die mees tragiese een van dit is 'n egskeiding. Jou man het jou gelos vir 'n ander vrou, of jou vrou het jou gelos vir 'n ander man, en jy sit daar, of jy's deur 'n kind, jou ouers is geskei, en jy moes kies tussen 'n pa en 'n ma, en jy beleef akute verwerping. Hierdie goed is in jou hande vol, weet jy wat, en as jy verwerp is, tree jy verwerplik op, sonder dat jy dit weet. Want dis wat jou hand is, as jy aan iemand raak, is dit verwerping. Want jy weet, dis die vyand se grootste plan, want wat het gebeur? Toe die duiwel en 'n derde van die engele hulle verhef bo God, as gevolg van trots en hoogmoed, weet jy wat gebeur? Toe werp God hulle neer, hy werp hulle uit die hemel uit. En hulle wese is verwerping, en dis wat die vyand probeer om ons in te trek. Hy wil nie hê dat ons 'n liefdesverhouding met 'n lewende God hê en met mense om ons nie. Hy kom die hele dag verwerping na jou toe. En elke mens wat naby jou kom, ervaar net dorings wat steek, en dis sleg. Want weet jy tree verwerplik op, want jy het nog nooit gedeel met hierdie in jou hande, is van verwerping. En dit bring, dat jy skielik soek na aandag, op snaakse plekke, op snaakse maniere. Jy tree snaaks op. Verstaan jy, jy's nie jouself nie, jy's nie gemaklik nie. Ons kry hoeveel mense sit met hierdie probleem, hulle is so verwerp. En hulle het nog nooit klaar gekry daarmee, sê, weet jy wat, ja, dis 'n werklikheid en 'n realiteit, maar ek kies vandag om dit agter my te sit. Ek wil vandag klaar kry met verwerping. Want God sê, jy's aangeneem, ek is lief vir jou, ongeag wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. God kom vandag en sê, ek wil met jou 'n verhouding hê, en ek sal hom wat na my toe kom, wat sê God, nooit uitwerp nie. Ek sê jou, niemand kan jou ooit uit my hand uitgryp nie. Niemand kan jou wegvat dan, sê jy het die God, die gees wat hy vir jou gee, is 'n gees van aanvaarding. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek besef, ek het hierdie ouetjie in my hand, ek moet klaar kry met hom. Ek moet ontslaa raak van hom. Ek kan nie langer toelaat dat hy my lewe reguleer nie. Wat moet ons doen? Wees eerlik vanmôre. Volgende een, kom ons kyk. Ag, interessant, ek dink nie,
Jy's enigstens op jy weet nie hoekom my vrou hierdie nie ingesit nie. Onvergewens, dit pas seker nie 'n standaardton nie. Haat en bitterheid en onvergewensgesindheid. Dink nie een van julle, hè? Dominee, kom dit voor in hierdie dorp. Hè? Kom aan. Solank as wat ek en jy leef, gebeur hier goed met ons. Dinge gebeur, life happens, sê ons. En die grootste ene wat ons dan mee loop is haat en bitterheid. Weet jy wat en hoe weet jy dit? Kom by jou mond uit. Jou hele lewe word besoedel deur dit. Want om bitterheid en haat en onvergewensgesindheid te hê is soos om gif te drink en te hoop jou vyand sterf daarvan. Uiteindelik sterf jy daarvan. En uiteindelik slaan dit vas, want jy sien elke keer as jy haat en bitterheid het, as jy daai persoon sien of hy naam hoor, weet jy wat, skei jou byniere adrenalien af en daai adrenalien word nie gebruik nie, nou word dit in jou liggaam misbruik en dit slaan neer en skielik begin jy te sukkel met kwale en met vergifnis en allerlei goed, siekte toestande omdat jy met onvergifnis in jou lewe sit. Jare terug sal ek nooit vergeet nie, daar was 'n prediker wat die Here kragtig gebruik het met genesing en ons was daar in Lindley in die Vrystaat, die hele stad sal vol mense en hy wil vir mense bid wat siek is en daar stap 'n vrou vorentoe en sy sê ek sukkel geweldig met migraine aanvalle. En sy staan hier voor en hy bid vir haar. En almal steek hulle hande uit en hy bid vir haar en sy stap weg en toe sy so wegstap toe hy klaar is, toe sê hy stop net 'n oomblik, ekskuus. Is die pyne weg? Toe sê sy nee. Toe sê hy, dames, sê net vir my, wie's daar wat jy moet vergewe vandag? Toe sê sy, my broer. Hy het my met die erfporsie verneek. En ek haat hom. Ek kry swaar en hy leef soos 'n ryk man vandag. Hy kyk haar so, hy sê, wil jy jou broer vergewe? Sy sê, dis moeilik. Hy sê, hoor die dame, om te vergewe het niks met 'n gevoel te doen nie. Dis 'n wilsbesluit en 'n keuse. Kan ek jou help? Kan jy hom vergewe? As hy bars in trane uit en sy skree uit, Here, ek vergewe vir Gert. My broer. In die volgende oomblik begin sy op en af te spring en hy sê, wat is dit nou? Sy sê, die pyn is weg. Ek is verlos van migraine en pyne in my liggaam. Want ek het gekies vandag om te vergewe. Hoe, die oomblik as jy iemand vergewe, keer jy nie hulle daad goed nie. God sê die vraag kom hom toe. Wie's daar vir môre wat jy moet vergewe? Want jou man en jou vrou wat langs jou sit en jou kinders weet in elk geval wie's dit. Wie's daar wat jou te nagekom het, iewester met finansiële goed, met 'n besigheidstransaksie? Wie's daar wat jy moet vryspreek en moet vergewe? In my eie lewe na my bankrotskap, ons ou dorpie het een robot, en toe sy rooi en toe ek kyk, toe staan die ou oorkant wat verantwoordelik was vir my bankrotskap, en toe sê ek het nou net by die Here uitgekom, toe hoor ek jy met jou vyand seën, toe sê ek, Here, ek hoop net hy ry weg as hy die robot groen word. En toe die robot groen word, toe ry hy by my verby, ek frons en ek tel my hand op, ek is vies, ek sê, Here, ek seën hom. Wat doen hy? Hy tel sy hand op en hy waai vir my en hy lag vir my. Hy glimlag vir my. Ek sê, man, ek groet jou nie. Wat is jou storie? Ek bless jou net, moet my nie groet nie. En toe deel die Here met my met hierdie goed en ek kon hierdie ouetjie, was in my hand was vol van dit. Die volgende keer toe die robot groen word en hy ry verby, toe glimlag ek, sê ek, Here, ek seën hom en ek groet hom. 3 jaar later toe lei my telefoon, toe sê hierdie ou vir my kom sien. Hy sê hulle ou dog, wat het hy nou vir my te sê? Hy ry uit na my, na ons huis toe. En ek vat hom in die kantoor en ek weet nie wat om te verwag nie. En toe ek die deur so toemaak, toe ek so omdraai, toe staan hy so voor my met sy vinger so onder my neus. Toe sê hy, ek soek die Here Jesus wat jy dien, kan jy my help? Ek wil ook die Here leer ken soos jy. En ek lei hom net daar na die Here toe. Hy het so op my mat gelê en huil en krul van die pyn en uitgeroep oor alles wat met hom gebeur het en alles in sy lewe. Dat hy het so gehuil, die rousnikke het so in die gang af. My vrou het my kinders naderhand die huis uitgevat om op die gras te gaan speel. So het hierdie ou geween voor God. En die Here Jesus aangeneem en verbygekom van ons sy goed. Sien, as ek in my hart nog haat en bitterheid en onvergifnis gedra het, weet jy wat, so kom nooit na die Here toe kon lei nie. Jy sien, God wil hê ek en jy sy instrumente, maar ek en jy moet klaar kry met hierdie goed. Wie's daar vanmôre as jy dood eerlik is? Vra Heilige Gees wys my. En as jy sukkel, kry iemand om jou te help. As jy weet jy, hierdie is vir my baie swaar. Miskien is dit 'n pa, vir ma, iemand wat jou seksueel gemolesteer het, betas het. Jy het nog nooit daaroor gepraat nie. Jy het dit baie diep weggebêre. Vanmôre wil Heilige Gees dit na die surface bring, want jy sukkel in jou verhouding met jou man,
Want jy sien, hierdie goed het jou baie seer gemaak. Hoeveel krisisse is daar nie wat mense beleef van onvergifnis, seksuele goed, finansiële goed, verhoudingsgoed. Wie kry die seerste? Mense wat die liefste is van jou. Miskien het jy met jou broer, met jou suster, met jou kind of jou pa of jou ma, iemand nie 'n goeie verhouding. Want jy sit met haat en bitterheid. En wat help het? Ons kan nie daai bal vang. Want jy sien, die wese van die vyand is verwerping. Die wese van God, as jy in sy teenwoordigheid kom, is wat? Is vryspraak en vergifnis. Want wat het hy met ons gedoen? Hy het al ons sondes vergewe. Sy wese is, daar's 'n ou liedjie wat sê, if you enter into God's chambers, you will be never be the same again. As jy in God se teenwoordigheid kom, weet jy, as hy jou aanraak, wat gebeur? Here, sit jy hand op my. Raak my aan, Here. Want u aanraking is wat? Vryspraak. Dit kan maak dat ek ook kan vryspreek. Wil jy nie vanmôre 'n keuse maak en sê, Here, ek wil vandag vryspreek? Anders is dit dalk nodig is om 'n WhatsApp te stuur of net vir iemand te gaan sê, weet jy wat, vergewe my. Jy gaan nie nooit na iemand toe sê, hoor jy, ek vergewe jou nie. Jy gaan na iemand toe sê, vergewe my. Ek het haat en bitterheid in my hart gehad teenoor jou. Ja, maar sê nou maar net, hy spoeg my in die gesig of hy wys dit vir die hand, wat maak dit saak? Wil jy vrykom? Gaan na iemand toe. Stuur 'n WhatsApp. Het die guts om te sê, weet jy wat, sê jy my vergewe, want ek het haat en bitterheid teenoor jou gehad. Moenie verduidelik hoekom nie. Dis al wat jy sê, sodat jy kan vrykom. Partykeer is dit nodig om in jou kar te klim en te ry en 'n hand uit te steek. Nou die dag op 'n kamp, mannekamp, na die oggendse lesing het ons hierdie goed bedien het, hoor ek net klippespat en 'n man jaag daar weg. Ek dink, wat het ons nou gedoen? Die aand kom hy terug, toe sê hy, ekskuus, ek het die middagse lesing gemis, maar weet jy wat, toe jy praat, toe ontplof iets hier binnekant en ek besef, ek en my broer haat mekaar, al vir 10 jaar oor 'n erfporsie. En ek het in my kar geklim na hom toe gery. Want my oupa het mekaar gehad, my pa en sy broer is graf toe mekaar gehad, en ek en my broer haat mekaar nou al 10 jaar. Hy sien ek het daarna hom toe gegaan, ek weet nie of hy nog bly waar hy bly nie, want my kinders mag nie eers oor sy kinders gepraat het nie, hulle ken nie hulle eie neefs en niggies nie. Hy sien ek het met angs gestaan en bewe by die voordeur toe ek die klokkie druk, wie gaan oopmaak? En is hy nog hier? Hy sê, wie maak die deur oop? My broer. Want die vorige keer wou ons mekaar doodskiet. Hy sê ek het nie geweet wat om te verwag, en toe my broer my sien, die deur oopmaak, toe storm hy my, die dog ek, hy gaan my slaan, maar toe gryp hy my om die nek, en hy begin huil. Toe sê ek, wag, vir 'n jaar lank, al 4 uur geleentheid, ek bid elke dag. Ek het by die Here uitgekom, ek wil so graag met jou regmaak. Toe sê hy, wel, ek het nou net op 'n kamp by die Here uitgekom, kan ons regmaak. Hy sê, hy nooi my nie eens in sy huis in nie. Ons staan en huil in mekaar se arms in daai voorportaal, ons maak vry. Hy sê, die ergste van alles is die lekkerstes, ek en hy het vandag 'n reunie gereël. Volgende naweek gaan ek en my vrou, my kinders vir hom kuier. En my kinders gaan die eerste keer hulle neefies en niggies ontmoet. Hy sê, wie wat, ek het 2 seuns, hulle gaan mekaar nie haat nie. Want ek het die guts gehad om op te staan en dit te breek in hierdie familie. Wie is daar wat jy my moet gaan regmaak? Ons kyk 'n volgende ene. Verslawing. Chemies, nie chemiese verslawing, daai gewoonte sonde. Verslawing, wat is die nie chemiese een? Dobbel. Skokkend, ek lees in News 24 nou die dag, hoeveel vrouens, 2 vrouens, wat wil een prokureer, wat die boetes wat sy moet doen, sy geld gesteel het, en 'n ander vrou wat by 'n skool werk, wat oor jare net miljoene gesteel het, en al 2 van hulle se probleem was wat? Dobbel. So dobbel is erg. Dan 'n ander een, 'n verslawing, selfone. Jy kan nie sonder hom nie, jy sit net so, jy's vasgevang in daardie ding. Ek hoor oorsee, het hulle nou 2 lande nou al wette in dat kinders tot op sekere ouderdom nie mag heeldag op die fone sit nie. Dis 'n totale verslawing. En dan die chemiese ene, ken julle? Nikotien, alkohol, dwelms, pille. Chemiese ene, baie erg. En dan kom 'n ander ene nog, pornografie. Seksuele goed, hulle is in ons gesig. Jy kan niks oopmaak, jy foon oopmaak, enige advertensie, enige iets wat laat adverteer. Die mooiste kar is altyd 'n halwe kaal vrou daarso. Altyd besig. Hulle weet, hulle misbruik vrouens se liggame om produkte te verkoop en uiteindelik gaan dit oor in pornografie.
Ek lees van Banting. Hy het vir 'n prokureur geswat in Amerika. Hy was, weet jy, ek dink in die 20 studente vrouens vermoor. Toe vra hulle van waar dit begin, toe sê hy, weet jy wat, die middag as ek van die skool afkom, het ek die asblikke leeggemaak van die bure. En dan haal ek al die pornografiese boeke uit wat daar is. Daai tyd was hy als nog in boeke. As jy 'n soft porno is nie genoeg nie, het gaan oor in hard porno. En sy hard porno het oorgegaan in wat? In moord, selfmoord. Al die vrouens wat hy verkrag het hy vermoor. Terwyl hulle so die onderhoud met hom die laaste dag, dim die ligte so van die tronk, almal skrik, hy sê ontspan. They testing the electric chair for me for tomorrow. Hy sê, maar weet julle wat, ek is gereed om met God te ontmoet, want ek het hier in die tronk my God gevind. En hy het my vergewe, ek het vrygekom van al hierdie goed. Wat is die verslawing wat jy mee sit? Jy sien, die ergste ding is wat ek nooit kon verstaan op skool en in huise, dat 'n pa dit waag om vir sy kinders te sê, jy mag nie rook nie. Of 'n onderwyser, maar hulle rook self. Jy sê vir 'n kind, jy mag nie drink nie. Jy sien, drankmisbruik is die grootste ewel wat ons op die kampe mee sukkel, wat huwelike verbrokkel, mense, dit steel jou gesondheid, steel jou vrymoedigheid, steel jou geld, keer dat jy daai blessings van die Here kan ontvang. Mense wat drank nie kan beheer nie, wat drank misbruik. Waar staan jy? Hoeveel mense klaar? Hoeveel lewens in huwelike en mense se lewens vernietig drank? Ons dink ons is baie oulik. Jy sien, elke alkoholist het met een dop begin. Elke chain smoker het met een trek begin op 'n sigaret. Wie van julle sit vandag hier wat 'n wilsbesluit en 'n keuse kan maak, soos hierdie mossie en sê, ek gaan vandag wegvlieg. Ek gaan my hande leegmaak van verslawing. Ek gaan klaar kry met hierdie pornografie. Ek neem 'n wilsbesluit en 'n keuse en ek waarborg jou sukses, want jy gaan die blessings van God kan begin ontvang, want jou hande gaan leeg wees. Die laaste ene. Is ons huisgesin. Pa, ma en die kinders. Die grootste aanslag vandag is op ons huisgesinne. Die vyand haat 'n suksesvolle huwelik. Hy haat kinders wat in oorwinning is, van ouers wat in oorwinning is. En dit gaan generasies so aan, want ons het dalk nie 'n goeie voorbeeld van ons ouerhuis gehad nie. Vandag wil ek jou vra, hoe lyk dit in jou huis? Ek en my vrou sê altyd daai ding op kampe gesê, weet jy wat, hoe werk 'n huwelik? Dan sê ek kan jou glad nie sê nie, kom bly 6 maande by ons. Dan leef ek dit vir jou. Kan ek 6 maande by jou kom bly? We sien hoe lyk dit in jou huis, want jy sien vir 'n naweek is al die skerms en al die maskers af. En dan reël jy leef, is jy reël. En ek en my vrou het dit gesê op 'n dag, raai wat gebeur. Toe 'n vriendinnetjie van haar met 2 kinders, 'n seun en 'n dogter, wat se man opgesluit is. En hy het ontsnap en hy wou hulle terug uitgekom en wou aan die kinders kom terugvat of vermoor of wat ook al, sy het ontsnap. Hulle het hom weer gevang en toegesluit, weet jy wat, toe kom bly sy 'n jaar by ons, met haar 2 kinders. So skielik, dit wat ons gesê het, is toe getoets. Hoe lyk dit vandag in jou gesin? Manne, is jy die hoof van die huis, wat God gesê, jou rol is jy is die hoof van die huis. En jou verantwoordelikheid, jy moet lief wees vir jou vrou. Wanneer laas jy vir 'n vrou gesê, ek is lief vir jou, vir dit aan die oë gekyk en dit vir haar gewys of haar gesê. Die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om lief te wees vir hulle ma en dit te wys. Man, jy is die hoof van die huis. Alles wat regloop in jou huis is jou skuld, maar ook alles wat verkeerd loop. Jy is die koning, priester en profeet. Weet jy wat die koning se werk is om die vyand uit te hou? Jou vrou en jou kinders is toe nou nie jou vyand nie. Jy sien, die koning, wat dit goed gaan in 'n land, is wanneer daar duidelike grenslyne is, wat die vyand nie kan inklim nie. Is daar duidelike grenslyne in jou huis? Is dissipline ja, nee? Is daar nog dissipline in jou huis? Weet jy waar begin dissipline met jouself? Jy kan nie verwag jou kinders in dissipline hê nie. Hoe netjies is jy? Ek sê altyd, manne, klim net voor in 'n ou boer se bakkie, dan weet jy. Gaan kyk net 'n bietjie wat aangaan in die huis. Weet jy, mans, los jy die nat handdoek daar? Jy kan nie glo dat mans met 'n six-pack trou en na 6 maande het hy nie krag in daai liggaam om 'n vuil onderbroek en 'n nat handdoek van die vloer af op te tel. Dis net te swaar. Hy kry dit nie reg nie. Hy vang hy onderbroek so met die groot toon. Dan skiet hy hom so daar. 90% mis hy. Kom aan. En jou vrou moet agter jou al die goed. Is jou kas se deure oop? Is dit de mekaar? Daar waar jy koffie gedrink het, sit die merke daarso of maak jy ook skoon? Neem jy verantwoordelikheid? Manne, is daar grenslyne in die belangrikste in finansies? Beklei jy en jou vrou oor geld of is daar budgets?
En as jy besigheid het, moenie uit die til uit leef nie. Jy betaal jou besigheid jou privaat en jy het 'n private budget. Ek en my vrou so goed uitgesorteer. Ons het budget, ons goed is in plek. Ons beklei nooit oor geld nie. Want na my bankrotskap is dit die belangrikste wat ek geleer het. Is om rentmeester te wees en verantwoordelikheid te vat oor finansies. Het jy 'n testament? Is jou testament in orde? Wanneer laas het jy hom hernie? Weet jou vrou en kinders wat staan in jou testament? Het jy ook 'n lewende testament aan jou testament wat sê, goed versê, wat is jou wense? As jy siek is en jy lê op masjiene, moet hulle die masjiene aanhou of los? Dat die masjiene jy's lankal breindood, lankal dood, moet hulle die masjiene afsit of nie? Jy moet daai goed skryf. Ons wil nie oor die goed praat nie. Het jy beplanning gedoen, die ouer manne wat jy sit? Nee, selfs die jonger manne. Ons leef asof ons nooit doodgaan nie. Het jy beplanning gedoen? Is jy goed versorg? Weet jy wat aangaan? Het jy iemand wat weet om jou goed vir jou te help? Daar's kundige mense. Ek het nou my goed, het ek 2 weke terug hernie. Ek het by regtig ouens die eerste keer ontdek in my lewe wat hierdie goed oordentlik doen. Hulle sit alles neer, dan gooi dit op die big screen 3, pa en 2 seuns, sy skoonseun en sy seun wat hierdie goed doen. Weet jy wat's lekker? As die pa doodgaan, weet ek, hy is so oud soos ek, dan kan die seuns en die skoonseun weet wat aangaan met my boedel. En hy sit alles op finansies tot uiteindelik dat jy uitboddel, die heel onder, dis die geld, dis boedelbelasting, dis dit. Weet jy wat, dis sulke belangrike goed. Vriende van ons is 4 senior couples en 4 junior couples by ons Vrystaatse kampe. Die senior couples, weet jy wat, een van ons vriende van die oudste van die klomp het geword. Hy het 7 jaar lank kanker gehad. Hy is oorlede. En niks was in plek nie. En jy het hierdie goed elke dag gehoor. Sy vrou sit, nou gaan sy saam met ons gaan eenmal 'n jaar op vakansie, ons 4 kappels. Nou gaan sy saam, haar man is nou nie meer daar nie. Sy sit die aand, sê, weet jy wat, ek is verskriklik lief vir my man. Maar ek is ook verskriklik kwaad vir hom. Hy het my net so gelos. Nou moet ek as stoksleier op die plaas, wat hulle net ingebly het, hulle lankal nie meer die plaas nie. Sy's alleen bly, haar kinders bly almal in die Kaap. Nou sit sy in die Vrystaat stoksel alleen op 'n plaas. Sy is nie iemand maklik besluit te neem, want haar man het altyd die besluite geneem. Maar hierdie ding het hy nooit oor gepraat nie. Het jy al met jou vrou en jou man, het jy al 'n gesprek gehad, die deur toegemaak en sê, my man, as ek eerste gaan, wat is dit? As jy eerste gaan, waar is wat? Wat is wat? Wat is wat? Hier is die belangrikste ding ooit wat jy die gesprekke kan hê. Ek het die voorreg om nou 3-4 keer met gesinne om tafels te sit. Families wat 5 jaar vat om boedels af te handel wat nie afgehandel is nie. Nou kry hulle my as fasiliteerder, nou gaan sit ek om die tafel by al die manne, daar's CA's en prokureurs en allerhande beroepe sit daar om die tafel, want ek sê elkeen bring sy verteenwoordiger, dan sit ons, dan sort ons goed uit vir 5 jaar nie uitgesort nie. Weet jy hoekom? Omdat die goed nie in plek was nie. Die pa lê in die graf. Nou beklei die kinders oor geld en erfpossies. Omdat hierdie gesprekke nie gevoer is nie, het jy met jou kinders hierdie gesprek. Manne, weet jy wat? Ek en my vrou het in ons dorpie. Ons bly in die dorp, my seun bly op die plaas, ons ry elke dag 20 kilos in en uit. Nadat ons van daai naweek teruggekom het, wat die vrou gesê het, ek is kwaad vir my man, het ek Senekal toe gaan, ons het 'n lieflike dienssentrum, en ek het 'n plek gaan koop daar, wat my vrou uitgesoek het, wat sy van nou, en ek het daai plek op haar naam gesit, 'n lieflike blyplek in die dienssentrum, toe sê ek my vrou, hier sê, al die huurgeld, of sy, jy gaan dalk alleen daar bly, of ek gaan alleen daar bly, of ons gaan albei saam daar bly, of nie een van ons gaan daar bly nie, maar weet jy wat, ons is versorg, ons weet presies, ek het dit betaal op haar naam gesit, sy bestuur het die geld wat sy meer kry, as wat die levies is, nie goed is hare, ek sê van hier is die plek klaar. Weet jy, my kinders, hulle het in trane uitgebars, toe sê hulle, dankie tog, my pa, my ma is versorg die dag, as jy nie meer daar is. So lyk het in jou gesin. Priester se werk is die geestelike verantwoordelikheid, die man se. Hoor jou kinders, jou bid, manne, is jou stem stil in jou huis. Weet jy wat is die grootste leuen van die vyand? Waar word ons man se stem stil gemaak die dag om die troue? Dat 'n nuwe ding in ons land ingekom, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar as die bruidegom moet praat, dan kom sy uit sogenaamde pelle, wat nou al lankal by die kontant besig was, voor hom sit en maak sy naam. Hy kry nie 'n woord uit nie. En almal dink is 'n baie groot grap. En net daar word sy stem stil gemaak. Al die kappels wat ek trou, die eerste ding is, sê, vertel vir my, wie is jou seremoniemeester, en hoe gaan jou party lyk? As hy nie so lyk nie, dat die manne stil sit, en die bruidegom kan sê om te praat nie, dan sê ek, sorry, ek trou jou nie. Hierdie ding is die verskriklikste ding wat gebeur deesdae in ons land. Weet jy wat? Dit stop. Is jy al die ou wat jou stoel nader getrek het?
of het hulle by jou troue stoel nader getrek, het jy dit toegelaat? Dis die bruidegom wat hierdie besluit neem. Want jou stem moet gehoor word, jy moet twee families verenig, jy moet die lewende God dank in Jesus Christus vir 'n kosbare vrou, jy moet die skoonouers bedank en jou ouers bedank. Dis 'n plek wat jou stem die eerste keer gehoor word. Ek sien hoe sit bruidjies daar en verag uiteindelik die man, want hy kry nie 'n woord in nie. Ek kan julle hartseer op hartseer verhaal vertel. Nee, dis tyd dat ons manne se stem gehoor word. Of is dit die stem van die media, die selfone en die laptops en allerlei goed. Op pappa word jou stem gehoor. Hoor die geestelike stem in jou huis, is jy die stem? Of hoor hulle jou net in jou tafelgebed? Amen. Oupa, wat het jy nou gebid? Bly stil, ek het nie met jou gepraat. Rympie wat oupa gesê het, my pa sê nou bid jy daai selfe ou rympie. Dan sê ons nog in hierdie tyd van dit so swaar gaan na buite, ag Here, maak ons asseblief opreg dankbaar vir die kos. Ek het so gebid altyd tot eendag die Heilige Gees my sê, wat het jy nou gebid? Is jy dan nie dankbaar? Hoe moet God jou dankbaar maak? Ekskuus Here. Nou sê ek Here baie dankie vir 'n bord kos. Ek geniet dit. Dis lekker om te eet. En nie een van my tafelgebede klink dieselfde nie. Ek het nie 'n rympie wat ek bid nie. Dis baie keer al wanneer jou kinders jou hoor bid. Is dit mamma wat die kinders in die bed sit, hulle moet Bybel lees en moet bid? Of vat pappa op 'n bietjie sê kom ons sit bietjie en ons lees 'n bietjie. Manne, is tyd dat jou stem gehoor sal word, jou gesin. Koning, priester en profeet. Profeet, wat is die profeet se werk? Profeet hoor by God en so sê die Here. Het julle 'n visie, julle gemeente, waarheen is jy? Ag, julle amper ja gemeente, julle huisgesin. Hoekom het God julle twee bymekaar gesit? Of bestaan julle maar net? Ons gaan net deur emotions. 8 tot 5, 8 tot 5. Bietjie salaris by, koop kos, kinders. Nee, ek en my vrou moes jare terug ons goed vasmaak. Weet jy, die Here het ons geroep om te boer en te besigheid om kos op die tafel te sit, maar die belangrikste het ons geroep om die evangelie vir mense te verkondig. Ons het die voorreg om vir 35 jaar in kampe betrokke te raak, om deur die land te gaan, vir mense te vertel van God se liefde, van ons beginsels, grenslyne. So ja, huisgesin, hoe lyk dit? En nou wil ek 'n model vorentoe roep, om vir my te kom help. En ek dink sommer jy moet daar kom staan nie. Jou vrou het my laat weet, jy wil vir jare al graag op die stage wees. En jy wil eintlik, sy het vir my gesê, jy sal graag ou Rypert wil sing, maar ek sal dit nou vir jou kans gee vanmôre ook. Jy kan sing. Glad nie. Wat is jou naam? François, dankie. So François is ons model vandag. Ek wil hê jy moet al hierdie ballonne optel in jou hande hou asseblief. Weet nou maar so te vat hier. Ja, kyk, dis presies. Vat hulle so by die puntjies. Kom ons gee vir hom kans. Daar is hy. Wat staan vir ons daar so? As jy op die stage is met jy voorstaan dat almal jou sien. Daar is hy in die limelight. Kyk, hy vrou van jou smile van oor tot oor. Sy's nou baie trots op jou. Nou kom stap so 'n bietjie hiernatoe dat hierdie mense jou ook sien. Kan jy sien sy hande en sy arms is vol? Kan hy hierdie ouetjie, as ek nou vir hom hierdie ouetjie omgooi, gaan hy hom kan vang? Waarvan is sy hande vol? Daar's 'n hele klomp goed daar in sy hande. En ons kon eintlik tot môre gepraat het en ons kon nog goed bygesit het, is dit nie waar nie. Maar die sleutel van alles is, hoe lank nog wil hy so loop? Hoe lank nog wil u so loop met 'n klomp goed in jou hande? Nie soos hierdie mossies wat besluit het, hulle wil en nie vlieg nie. Nee, ek en jy 'n keuse maak vanmôre om te sê, Here, ek wil vandag besluit om van 'n klomp goed ontslae te raak in my lewe. U het met my gepraat deur die Heilige Gees, deur die woord. Wie mag klim op die berg, vra die psalmis, hy wat rein van hande is, wat daar niks in sy hande is nie. Dat hy hierdie seëninge kan ontvang wat God wil gee. So wat moet gebeur? Is die volgende moet gebeur. Staan so 'n bietjie hier voor daar. Wat moet gebeur? Die volgende is moet gebeur. Jy wil hom eers hê. Alright, daar gaan hy. Verslawing. En hy los die huisgesin vir die laaste. Right, hè? Dis wat moet gebeur. Sodat hy wat kan doen? Kan ontvang. Sy hande moet skoon wees. Ek staan hier so dat hulle kan sien, hierdie bal. Geef vir my weer, dat jy hom weer vat. So, seën en die geregtigheid van God. Daar is hy. Sien, daar is hy. Halleluja. Glory, dankie. Right, ek sal net jou nommer kry na die tyd as ek weer
'n model nodig het, dan kan jy het dit baie goed gedoen. Well done. Is dit nie waar nie dat ek en jy sal opstaan vandag en te sê, Here, help my. Ek wil eerlik wees voor U, daar's goed in my hande. Wat keer dat ek U seën en blessing kan ontvang. Dis wat God wil hê. En dat jy sal gaan regmaak, ons pappas, mammas, ons huisgesin. Ek het al hier vertel, maar ek wil dit weer vertel. In my eie lewe was ek so groot gemaak, Cowboys don't cry, ek het nooit ooit emosie gewys vir my vrou en kinders nie. Tot op 'n dag het ons het 'n worshond gehad, sulke lang plat honde, jy koop hulle moes per meter. Jy weet so, hoe langer hy is, hoe duurder is hy. Sy naam was Worsie en een môre toe die kinders skool toe is Worsie dood, toe weet ek ou boet gaan baie huil, want hy's baie lief vir die hond. En toe weet ek as ek by die huis kom, ek kan nie hierdie emosies kan hanteer want ek nog nooit gehuil en ek my hart is ook seer oor die hond. Ek is net so lief vir honde. Toe bel ek my vrou sê ek kan nie kom eet vanmiddag, ek's baie besig. Jy sien ek werk my hierdie uit. So 3-4 uur sluip ek in die huis, ek hoor nee wat niemand huil meer en ek sê Boeta klim in, ons gaan gou na die lande toe. En toe ons so wegry so en so ek is so 2-3 kilos van die huis af toe kyk my seun so om en toe sê pa Worsie. Wat hy het altyd hier op die rugleuning gespring met sy kort bene. Ek sê, het ma nie vir jou gesê nie. Lyk my, jy kan vrouens ook toe nou nie so trust nie. Nee, die Here het toe daai dag met my vrou niks te doen nie, hy het met my die afspraak. Nou maak jy somme, moet jy nou die 3 kilos terugry, of hom sê dat sy ma vir hom sê, waar is sy hond? Of as sy boetie 'n sussie net by was, dit is so bietjie eensaam in die bakkie nou. Hy is so 12, 13 jaar oud, daai ouderdom. En die Here sê, laat my toe om jou te help, en ek sê, Boeta, vir jou slegte nuus, sy sê, wat sê papa? Ek sê van Worsie is dood. Wie wat doen hy? Net soos ek hom geleer het, Cowboys don't cry. Hy ruk so uit en hy kyk by die venster. Doodse stilte, jy hoor net die grys op die tyres, soos ek op die grondpad ry. En hier binne in my gebeur iets. En die Here sê, laat my toe om jou te troos, want Korintiërs sê die troos waarmee jy getroos is, kan jy gaan vertroos. En ek so druk op sy been gee, sê Boeta, jy mag maar huil vandag. Weet jy wat doen hy? Hy ruk so om. En toe so omry, toe spat die trane so. Daai oomblik, toe breek die damwalle in my. En ek begin te huil saam met hom. Ek huil so, ek kan nie voor my oë sien nie. Ek trek van die pad af en ek en my laaitjie sit langs die pad en huil in mekaar se arms. Oor ons wat dood is. En ek kon die eerste keer my sakdoek uithaal. Sy trane afvee, sy neus uitblaas in myne. En ons styf vasdruk teen my. Sê, Boeta, ek is vir jou baie lief, kan ek vir jou bid? En ek en hy lekker en ons bid saam. Toe klaar toe ruk hy my los, toe sê papa, ons kan maar ry. God bring 'n stuk genesing en 'n connection tussen my en my laaitjie. Oor ons wat dood is. Jy sien, God wil hê dat ek en jy sal leegmaak van al die goed wat ons dink. Wat keer dat ek en jy God se blessings kan ontvang. Van toe af kan ek huil vir my vrou en my kinders. Ek kan ook hartseer raak. Mens wees. Sluit ek af vanoggend met 'n laaste gedeelte sommer vir jou te leer. Iets wat ek by my vrou geleer het. En sy praat oor die handjie. Ons kan die handjie opgooi daarso. Wat is in jou hand? Ek gaan vir julle lees daar. Is miskien 'n bietjie klein en sy help dit. Sy sê, leer dit vir die kinders, sy leer dit op die kampe. Vir elkeen van ons om ons identiteit vas te maak, om te keer dat ons hand kan ontvang, die seëninge van God. En sy leer hulle om te sê, sy leer die kinders om te praat, as ons van die pinkie afpraat, nee, kom ons begin met die duim. Julle eerste, wat sê hy? Ek is kosbaar. Sê saam met my, ek is kosbaar. Die tweede ene sê wat? Ek is waardevol. Sê ek is waardevol. Wat sê die derde ene, daai langvinger, die hoogste ene, ek is hooggeag. En dan die ander ene met die ring dra, wat die diamant en die goud aan het, wat sê hy? Ek is duur gekoop. Sê ek is duur gekoop. En dan die ander ene, Jesus het my lief daar in die lewe, en Jesus het my lief. Sê saam met my, Jesus het my lief. Jy sien, dis hy. En dan wat sê hy? Kyk, ek het jou naam aan my handpalm gegraveer. Sy leer dit vir kinders op skool wat hulle jou terg en boelie en goed vir jou sê, weet jy wat, sê kom hulle dan, sê, weet jy wat, as iemand vir jou slegte goed sê, en vir groot mense ook, as iemand vir jou negatiewe goed praat of ding, dan sê jy vir hulle, nee, dis nie daai goed nie. Hier is wie ek is. Ek is kosbaar, ek is waardevol, ek is hooggeag, ek is duur gekoop. Jesus het my lief, en kyk, my naam is in sy handpalms gegraveer.
En nou leer sy die kinders, jy het 2 handjies. Die eerste ene vat jy vir jouself, en die tweede ene, wat doen jy? Deel jy uit vir ander mense. Soos jy ooit weer hoor iemand wat negatief praat, dan sê jy vir hulle hierso, dis wat die woord sê wie jy is. Dat jy jou identiteit kan vasmaak in die Here. Wat is in jou hande? Wat is die goed wat keer dat jy kan die seëninge en die geregtigheid van God kan ontvang? Jy kan opstaan vanmôre en sê, Here, ek het dalk nodig om aanpassings te maak. Ek het nodig, Here, om keuses te maak en nie net te maak nie, maar dit te gaan doen, sodat ek kan ontvang dit wat U wil hê. Vader, dankie vir vanoggend. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid. Dankie, Here, dat voor my manne en vroue en jong mense sit, wat bereid gaan wees, Here, om te erken, eerlik te wees en aanpassings te kan maak. Dankie, Here, dat dit nooit te laat is nie. Dat U hier is vir ons vanmôre, Here, dat U aan die kruis betaal het, Jesus, juist dat ons kan vry wees, want U wil net een ding hê, is dat ons daardie bal kan ontvang, daardie seëning kan ontvang, daardie geregtigheidsstand van God kan ontvang. En ek wil tog vir jou sê, terwyl almal se oë toe is, ek gaan jou nie vorentoe nooi nie. Al wat ek jou gaan vra is, die Here met jou gepraat het oor een van hierdie areas dalk, of ander areas wat jy 'n aanpassing het, dat jy eerlik sal wees en vir die Here net sal sê, Here, ek het gehoor vanmôre. En as jy gehoor het vanmôre en as daar iets wat jy moet aanpas, dat jy net jou hand sal optel en sal laat sak. Sê, Here, dankie, ja, daar gaan nou al hande op. Gaan soveel hande op. Sê, Here, ek het gehoor vanmôre, ek het goed wat ek moet doen. Ek moet nie net hoor nie. Ja, al soveel hande, dankie, daar gaan nog hande, dankie. Dankie, dit vat guts, dankie. Ook senior mense, ouer mense, jong mense, wat hulle hand opsteek en sê, Here, het met my gepraat. Dankie. Net jy weet in jou hart. Miskien is dit vir een ding, miskien is dit vir 'n klomp goed. Dankie. Dankie. Is nog 'n hand wat opgaan. Dankie nog. Dankie, Here. As jy jou hand opgesteek het, wil ek hê net daar waar jy sit, jou hart sal oopmaak en te vir die Here sal sê op jou eie manier, Here, U het met my gepraat. Help my om die aanpassings te maak wat U wil hê. Kom ons raak net 'n oomblik stil, dan praat jy met die Here daar waar jy is. Sê vir die Here, waarmee moet hy jou help? Vader God, U sê, U ken ons opstaan, U sê, U ken ons gaan lê, U ken ons ingang en ons uitgang. U weet van alles. Here, en U het al die hande gesien, feitelik hierdie hele saal, Here, het hande opgesteek. Dat daar iewers iets is in ons hande wat keer, dat ons kan ontvang. Hy wat rein van hande is. Here, dankie dat ons hande kan gaan was. Ek dink selfs, Here, Pontius Pilatus het ook sy hande gewas in onskuld. Here, daar is soveel goed wat gesê word oor hande, as ek net kyk in die kruis. Jesus Christus sê, spykers in sy hande. Daar word baie meer gepraat as die spykers in sy voete, daar word baie gepraat oor die spykers in sy hande. En sy hande, U hande het letsels van die spykers wat ingeslaan is vir ons, sodat ons kan vrykom en ons hande kan skoonmaak. Sodat ons kan in oorwinning leef. Sodat ons kan met ons 2 hande kan ontvang, Here, daardie seën en daardie stand van geregtigheid, Here, dat ons hier kan uitstap en uitry en môre in die dag daarna en die week daarna, Here, 'n lewe van oorwinning kan leef en kan klaar kry met ons gisters en ons eergisters. Ongeregtigheid wat aan ons gedoen het of ongeregtigheid wat ons gedoen het, dit maak nie saak nie. Here, dat ons kan sê, genoeg is genoeg. Ek wil vry wees. Ek wil waarlik, waarlik vry wees, want U sê in die woord, as God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Ek sien elke familie, elke gesin, ek sien elke man en vrou, jong mense, senior mense, elke in hierdie gemeente, ek sien die leierskap van hierdie gemeente, Here, ook vir die pad vorentoe saam met hierdie kosbare gemeente. Dankie vir elkeen wat ten spyte van die koue, Here, opgekom het om saam te vergader met my medebroers en susters in die Here na U woord te luister.
Ek seën elkeen ook met vrede. En ek seën elkeen met die keur van u seëninge. En ek seën elkeen met die geregtigheid in Jesus naam. Amen.